pagi, Kristi Mayor. Vrij om uw woord aan ons te brengen. Praise the Lord. Praise the Lord. Geleerdheid te kan kry om die woord aan julle toe te hou. Ek wil nie preek in die kerk. Ek wil baie net aan Israel wees, aan woorde. Maar ek dank die Here dat ek ook in wees om die kerk te woorde voor. Ek sien hoe so dat kan hier ek wil ek gaan op die groep ek wil sê ja ons ek gaan op die groep spesifiek ja dat pas met hulle vrouens dat ook hulle ja dat man van die Here ja dat suster ja broer Brandy sien jy so wanneer kan vol uit jong as manne die dramskap wat kan nie by hom ons al op oggend op die owa as die drums die homos van die keyboard se drums jy nie net sien ja hoe die dop jy nie van die drums maar dis die drums wat die salming bring Bybel praat in Psalm 150 hoe kom in die drome
Ja, laat ons vanmorgen dromen. Waar ik kap ons waar je moet kap. Amen. Nou vanmorgen is ons zo blij die waar is. Voorstel en mooi gevat. Gaan ook niet lang wees nie. Maar wanneer ik serie om top zijn. Dat die Heere is baie goed. Hy is baie goed. Die wat nog die Heere se goed en tiere nie kan aanskou nie. Hy mis. Die Heere is baie goed. Jy betaal nie om op te staan nie. Jy betaal nie om asem te haal nie. Jy het vanoggend nog jou hele ledemaat aan jou. Jy kan beweeg. Jy kan sien. Die Heer is baie goed, broer. Hy was nie nodig gehad om ons vanoggend wakker te gemaak het. Maar sy goed en tierenheid is so goed. Tot in alle ewigheid. Dan lewe ons nog so lelik met mekaar. Dan kan ons nie nog mekaar verdra nie. Nou wat, hoekom moet hy nog vir ons verdra met almal ons so goed is? Maar hy verdra ons met ons so goed is. En hy is soos 'n mens wat as hy teen hom iets gedoen het en wil nie oog hou nie, of aan die hart hou nie. Hy vergewe jou. Al doen jy ding hoeveel keer in sy aangesig, hy vergewe vir jou. Maar as ek nou iets aan Broegeer doen, Broegeer gaan ek 2-3 keer doen. Die leraar sal hom vergewe, maar sal hom nie vergeet nie. Maar ek dank die Here vanmorgen, die waar is. En hierdie tyd moet ons klein lewe in orde kry. Want die tyd waarin ons nou in lewe is so boos. Die kinders weet nie meer wie is ou mense nie. En die ou mense moet by hulle so mondjies maar stil hou. Want as die kind hom nou gepromis het, as ek nou by die deur het gaan en ek kom terug, oupa, dan moet hy weet, hy sal nie weer staan nie. Want hy van oupa se kragte is te min. Oupa kan nie by jou met hy voet nie. Hoor as oupa vir sy, geef goed waar, sit die ketel op. As hy terugkom, hy sal nie weet wat hom getref het. Maar ek dank die Here vanmorgen die waar is. Ons moet net vir mekaar bid. Mekaar ondersteun. Mekaar help. Kyk in hierdie tyd die waar is. Die oond is so warm gemaak. Dat jy nie weet wat ek kan te doen. Die ene sê, ek kan nie. Gaan jy na die ene toe, ek gaan kyk. Die oond is warm. En Satan het gebeloof dat jy hom nog warmer gaan maak. En waar maak jy hom warm? Nie ver van jou af nie. By jou huisgenote. Binne in jou huis. En waar jy nog vir 'n vuur wat daar buite moet aan die brand gesteek word. Vuur word nie binne in die huis. Ek het nou al so gekom. Hoe geer ek het gesê, ek wil mooi opdraak. Ek wil nie so opdraak dat almal sien maar hier aan kom. Hele kom. Weens die gewag. Want vandag se kinders wil jy hulle eie kinders groot maak. Vandag se kinders wil jy oupa en ouma moet die kinders groot maak. And that doesn't work by me like that. Jy sal jou kind groot maak. Hulle maak hulle eie kinders groot.
Ay na binayso. Sa inulit sa rin po ako ni Bisiti para sa ampo palasa sa sprek na rin. Sa sabag ayam na niya anda. Ang iniki is bayan na bayan ako ng tek umasip na tekra ko kan susiya kaya pwede ba kasi overlook hindi ka mag-siya ng sito paso sekse examen may ten ka na spiel di rida as lamang sa akum o lapar sa akum sa dalatay. Maar dan krijg je die oma zijn boka. Die is mijn kant. Hij wil die kan afgeven met mijn aan. Als mijn kant, die is mijn kleinkant. Ons niet. Het wachten is onmakkelijk. Maar dat is ook goed. Maar ik dank die Heer dat ik een opa is. Niet net van mijn eigen kennis, maar van baie anders. Nou, ik koop maar die blokjes in. Nou kom maar African kindertjes. Uncle. Ik had kens, uncle. Kom je net met één blikje. Als je uncle 5 rand. Say no man, you can't get a 5 rand for one thing. Uncle, there is coming down the too. Uncle, that was 5 rand now. Uncle, I said no, not a 5 rand. I must give you sometimes the dead and dead. Nou, dat is die waarheid. Je onder alle kennis ook niet werkt. Je moet hierdie kennis aanvaard als je eigen kennis. Maar vanmorgen heb ik net iets om op die top te zetten van die serie. Die toekomst van Israël. Israël is ons ons. Die waarheid. Een volk wat een dag, eens op een tijd, een leier nodig had. En hulle het gewonder van wie gaan hulle kies. Maar God maak nie mistake nie. David was die leier van Israël. Israël vraag, wie gaan teen Goliath veg? Ons het nie iemand wat bekwaam is nie. Hier is die berg. Hier is die strijd. Hier is die probleem. Hier is ons bekommernis. Hoe gaan ons hierdie berg bebouwen? David instaan vir hierdie volk. En weet, het komt sometimes so in die familie ook. Dat die families soek na iemand wat kan opstaan vir die familie. Hulle soek in die familie in iemand wat die hef kan vat. Wat die authority kan vat en sê ek sal voorstaan vir die familie. Wat so deur 'n stryd moet gaan. En God maak nie meer mistake. Die ene wat die familie so afdruk of so afkyk of so dink, net so nie, word hy persoonlik op. Weet, ek het die praat nie. Ek het die baie nie. Maar ek dank die Here wat die Here vir my gegee het. Maar ek moes daarvan. Ek breek nie daaroor nie. Maar ek het ouere broers en ouere sisters wat by my na my toe kom vir advies. Want hulle weet wat die Here in my geplaas het. As jy my nie raak sien nie, God laat iemand my raak sien. As jy my nie erkenning gee nie, God laat iemand erkenning aan my gee. Ek maar nie. En tot op vandaag toe, laatst week ga ik naar mijn broer toen ik plein. Hij communiceert niet met mij. Het is allemaal zo'n vreemdelingen. Een en die twee in die woestijn, alle praten met mij. Net wanneer hulle mij nodig hebben. En nog altijd bewijs ik dat ik daar is voor die familie. Zo God moet iemand oprichten.
in die familie kom om beskerming toe te pas. Dat is nog so dat vir ons daar by pas uitkom. Sê vir my vrou dat ek goeie inpop van die man is al baie stil en hoor niks van hom en wat aangaan nie. En ek gee hom so 'n bietjie advies want hy sukkel met iemand wat uit sy huis uit kom. Die vrou bly verniet. Die vrou skuld nog vir hom al wil duisende rand. Die het daar duisende of whatever nie. Want sy bly daar en sy betaal die rent. Ek sê vir nee my broer, jy gaan sukkel tot die eind van daar toe. Kom so jou seun is involved met die vrou wat die bly. Die vrou, die man, die klomp van jou vrou met die vrou in jou huis. Dis die rede hoekom jy so sukkel. Ek het dit geweet, ek sê, ja, die vrou is 50 jaar oud, en die klomp man ook tot die onder jaar oud. Hy het vir ons vertel dat hy slaap met die vrou in die huis. Die baar is, as jy niemand sê, ja, hoor al wil heen, dan sal het so van. Ek vat jou te stukkie, wat my jy kan jou, vat ek aan. Dan dank die Here. Ek hoor vanmorgen van strijdte, storms, probleme, allemaal hierdie dinge. Maar die Here van die leedskare sê vir my dat Israel het 'n toekoms. Ten spyte die probleem, ten spyte wat ons deurmaak, ons as Israel het 'n toekoms. Romeine 11. Ons almal soos ons hier sit, het probleme. En ek dank die Here, dit is wat ons staande hou. As ons die probleme het, gaan ons die bid nie. Gaan ons nie weet, daar is iemand wat ons moet verheerlik nie. Maar as ons probleemloos is, gaan ons lekker lewe. Dan gaan ons nie lief wees vir mekaar nie. Dan gaan ons nie vir mekaar bid nie. Maar omdat ons probleme het, bid ek vir my leraar se probleem en my leraar bid vir my probleem en ek bid vir iemand anders se probleem en sodoende los die Here aan my probleem ook op. Die toekoms van Israel. Ek vra dan, hoor mooi, het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig, nee. Ek gaan het weer lees die Paulus. Apostel Paulus vraag, het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig, nee. Want ek is ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin. God het sy volk wat hy van tevore geken het, nie verstoot nie. Of weet julle nie, wat die skrif aan die gedeelte oor Elia gesê nie, hoe hy by God optree teen Israel tot sover. Mag die Here sy woord seën. Sy ja, sy het nie gevoel soos 'n verstotene. Soos iemand wat mense elke keer wanneer jy opinie verstoot. Sy voel iemand gee om vir jou, sy voel ewe jou kan dinge kom nie reg, jy voel soos 'n verstotene. Ek dink daar is 'n skrif in die gedeelte in die Bybel wat
een meisie 'n verstotene is en die ander ene was met groen oor Alaya of ja, met die verstotene. En as jy mos nou voel dat die boyfriend wil jou nie meer hê nie en hy verstoot jou, dan vat hy die girlfriend, dan voel jy mos nou dis so verstotene. Maar die Here vra nou vir ons vanmôre as Israel, sy volk, het die Here al vir ons verstoot. In jou probleem, in jou stryd, in jou omstandighede, dan vra die Here vanoggend, het ek jou al vanoggend verstoot? Die koortjie sê aan jou, het ek jou al in die steek gelaat? Die Here sê die volk wat hy van tevore geken het, hy het nog nooit vir hulle verstoot nie. Hoe voel jy as jou familie jou verstoot? Hoe voel jy as mense jou verstoot? Hoe voel dit as jy weer deurkom en die deur is nou net oop gewees en jy gaan die deur toe? Dan voel jy soos 'n verstotene. Maar die Here sal jou nooit verstoot in jou omstandighede, in jou stryd, in jou reën waar in jou môre. Hy sal jou nooit verstoot nie. God bring ons maar net vanmôre. Hy herinner ons net vanmôre dat die Here jou nie sal verstoot nie. Weet as tye wat jy voel dat niemand gee vir jou om nie. Dat as tye wat jy voel maar niks kom reg nie. Dat as tye wat jy voel jy surrender. Maar bear in mind dat die Here jou nooit sal verstoot. Hy sê kom hier op die laaste minuut. Ek hoor my maar nie te sê, gaan eers Jesus toe. En dan kom jy na die mens toe. Maar dat die Here is die werk af, die mekaar maak en werk en werk aan die ore en aan die hart in, sodat die persoon kan weet dat het was die Here wat nou gepraat het. Sometimes is jou reactions verkeerd. Want het depend op die arm van vlees. Maar God sê vanmôre, baby, ek vra dan. Het God miskien sy volk verstoot? Ek dink vanoggend toe wil ek opstaan, ek sal nou wanneer ek ys gehaal het. En ek staan op met die intention, ek gaan nou my wiel oppomp, my wiel is flat. En ek pomp en ek pomp en ek pomp en ek pomp en ek pomp. Ek kom nie op nie. En ek sê vir my vrou, ek wil